Welkom terug by die groot ontbyt. Met die onlangse matriekuitslae wat so goed was, sê mense gaan dit nou nie baie meer druk op universiteite plaas nie. Wel, ons selfs met Leon Smalberger van die Academic Institute of Excellence. Ons kuier hier bietjie saam met hom op die geelbank om antwoorde te kry oor dit en nog ander vrae. Goeiemôre Leon. Goeiemôre, lekker om hier te wees. Welkom. Leon, kom ons praat nou maar daaroor. Sterk, goeie, gesonde matriekuitslae. Beteken dit noodwendig outomatiese kwalifisering vir naskoolse opleiding? Nee, ek dink nie ons kan sê dat dit 'n outomatiese ding is nie. Daar is verskriklik baie faktore wat dit gaan beïnvloed. Een van die groot goed is die kapasiteit van naskoolse universiteite, publieke instansies en met die hoeveelheid syfers wat ons het, wat elke jaar opgaan, glo ek dat daar is 'n sekere tipe van 'n matriek wat net nie plek gaan kry nie. Veral die ouetjies wat dalk nie genoeg beplanning gedoen het van die begin af nie. En daar is 'n klomp ander faktore wat dit sal beïnvloed. Maar nee, dit is nie 'n outomatiese ding. Skep bietjie vir ons 'n prentjie van hoeveel plek is daar by naskoolse stelsels en hoeveel matrieks wil byvoorbeeld inkom? So ek dink nou met die onlangse syfers van omtrent 88%, ek meen dit het jaar op jaar het dit net opgegaan. En dat ons publieke instansies na skool het nie opgebly met daai groei syfer nie. So ons universiteite vandag nog vat omtrent dieselfde as wat hulle 5 jaar, 10 jaar terug in kapasiteit vat. En so hulle het nie gebly waar ons matriek syfer tans is nie. Die snaaks genoeg ons befondsing, die NSFAS befondsing het op datum gebly. So hier is nie 'n finansiële issue nie. Is dit 'n kapasiteitsprobleem dan? Dit is slegs 'n kapasiteitsissue. So vir die gewone persoon op buite, die hoeveelheid plek wat daar is by universiteite is nie genoeg vir die hoeveelheid kinders wat kwalifiseer om universiteit te gaan nie. Korrek, ja, ons praat nie eers van die universiteite nie. Die universiteite weet ons nou al vir 'n paar jaar het net nie genoeg plek nie. Ons praat van die ander FET, publieke FET instansies wat colleges en tegniese, ja. Wat daai mark, selfs hulle het nie op datum gebly met kapasiteit nie. So dit is 'n probleem, ek dink reg oor alle vlakke van naskoolse onderwys. Jy verwys na ander instansies ook soos colleges en technikons en dies meer tegniese opleidingsfasiliteite. Dis nie 'n gegewe dat elke matrikulant na 'n universiteit toe wil gaan nie. Baie van hulle wil met hulle hande werk en hulle wil vakmanne wees. Nou hoe gaan 'n mens daai nuance, daai verskeidenheid in die benadering? Hoe gaan jy dit akkommodeer dat die tegniese instansies meer ondersteuning kry? Is daar genoeg van hulle? Kort ons nog? Ek glo as ons kyk na die groter prentjie van die mark, glo ek daar is genoeg. Daar's 'n baie groot privaat mark wat hierdie gapings kan bedien in beide hoër onderwys en in die tegniese rigtings. Ek sal graag wil sien dat die matrikulante, ek meen ons het tans 'n 46% graad toegangssyfer. Ja. En ek sal graag wil sien dat daai groep studente bietjie meer inligting gegee word van 'n vroeë tyd. Wat is hierdie tegniese rigtings? 'n Graad is nie jou enigste opsie nie. Jy hoef nie te werk daarvoor nie. Selfs al het jy die toegang gekry, is dit nie altyd die regte besluit nie. Ons mark en ons nodigheid sit in daai tegniese rigting. En ek dit is asof hulle dit nog steeds voel dit is 'n tweede opsie en ons sien dit elke dag, weet jy, daar is 'n fantastiese rigting en 'n gedeelte in daai mark wat kan bedien word deur hierdie tegniese colleges. Ek moet eerlik wees en ek vat niks weg van mense wat goed is met wiskunde en wetenskap nie, maar ek dink so gereeld is die
boodskap daar buite, die wiskunde wetenskap, ons kort meer wetenskaplik. Dis half die boodskap wat uitgaan. Jy het goed gedoen want jy het goed gedoen in wetenskap, wiskunde en ons kort wetenskaplik. Statisties gesproke waarskynlik het ons dit meer nodig. Ja, maar ons kort ook ander poste. Ons kort ook ander tegnisie. Ons kort ook vakmanskappe en en dalk is daai boodskap dat almal is anders aangelê, dalk 'n beter boodskap eerder as net hierdie dit maak jou goed en dit maak jou slim en almal het verskillende vaardighede en almal is aangelê, want sodra jy daai boodskap uitbring, sal mense dalk verskillende instansies oorweeg eerder net ek moet hierdie rigting swat want dit is half maak my goed. Ja, dit word amper verwag en ek dink daar is dalk 'n punt wat nie altyd bespreek word nie. Daar's baie redes hoekom mense uitval in die eerste gedeelte van hulle studies. Die faktore wat ons ken is finansiëel en vervoer en daai tipe goed wat almal van weet, maar die een ding wat nie bespreek word nie is dat iemand in iets ingesit word wat hulle nie pas nie en hulle nie vir 'n passie vir het. En dit is mense die inligting nodig. Soos jy sê, nie alle studente in matriek leerlinge in matriek kry altyd genoeg inligting oor wat hulle na in matriek kan doen nie. En dit lei ook natuurlik tot eerstejaars wat opskop. Mense wat uitval na hulle eerste jaar. Wat is die groot drywers daar? Hoekom val so baie studente uit tydens hulle eerste jaar? Ja, ek dink soos ek genoem het, ek dink daar is goed wat ons almal van weet en dit is ek dink die drie grootes is finansiële support, studentakkommodasie en vervoer. Ek dink daai drie is top in die lys en ons weet daarvan, maar daar is ander faktore soos ek genoem het dat iemand in iets ingesit word wat hulle nie noodwendig pas nie en wat hulle nie noodwendig inwou. 'n Tipiese student wat in 'n universiteit ingesit word wat eintlik op 'n vakmanskap moet inkom en iets beter aangelees. Dan sit 'n mens en dink moet daar nie strenger keuring wees nie. Ek sê nie strenger soos 'n persentasie gewys. Mense moet verstaan dat nie almal wat universiteitstoelating kry 'n dokter gaan word nie. Dit is nie die 50% persoon wat jou dokter gaan wees op die ou en dit gaan iemand anders wees want daar's strenger keuring tot daar. Nou sit 'n mens en wonder, moet daar ook hierdie instansie strenger keuring toepas op die mense wat toegelaat word sodat die kaleidoskoop van tersiêre onderrig beter gebalanseerd is? Ja, ek wil sê dit sal al 'n gedeelte van die probleem oplos, alhoewel ek nie glo dit is die eerste stap om gevat te word nie. Ek dink ons keringstelsel is op 'n wêreldtipe basis wat op 'n stelsel wat reg oor die wêreld gebruik word. So dit is nie daai kering noodwendig wat ek dink die probleem gaan oplos vir ons nie. Dit is om seker te maak hierdie potensiële studente het al van vroeg af inligting, die regte inligting om die regte vakkeuses te maak en dat hulle weet wat daar buite is. Dit is asof nog 'n universiteit nog steeds jou eerste keuse of die eindresultaat is. En dit is net nie meer vandag sustainable vir hierdie ouens. Dit is net nie meer hulle beste keuse altyd. Nee, want ons so baie opsies eintlik daar buite en jy het genoem die drie groot goeters is finansies, vervoer, akkommodasie. Kyk mens na 'n hibriede stelsel dalk om meer studente te akkommodeer? Ja, dis altyd 'n interessante argument daai. Eerstens ons is deur COVID en selfs ons publieke universiteite het destyds al so 'n stelsel aangeneem. Ons het die tegnologie om seker te maak dat studente hoef nie altyd op kampus te wees nie. Dat as daar nie 'n rede is vir hulle om daar te wees spesifiek nie, hoef hulle nie daar te wees nie. En ek dink ons tradisionele manier van een stoel is gelykstaan aan een student kan net nie meer so gesien word nie. Ek dink die publieke universiteite en al die tegniese onderwysinstansies kan daai model baie beter gebruik op meer kapasiteit te sit. Hierdie studente moet kampus toe kom om goed om goed te doen wat hulle nie by die huis kan doen. Ek meen ons almal het internet en ons almal het 'n device van 'n tipe. Daar is nie wat kort nie. Die studente moet op kampus wees van hulle spesiale werk. 'n spesiale ding moet leer, moet bywoon, ja. Ja, en ek dink daai kapasiteit kan word nie goed genoeg gebruik nie.
Leon, dis definitief duidelik dat die proses moet heroorweeg word en ons moet herbesin oor hoe ons dinge doen veral in tersiêre vlak in Suid-Afrika. Maar die feit bly staan, daar is genoeg in die privaat sektor om die gapings te vul. Ons moet net bybly. Baie dankie vir jou drive vanmôre. Baie dankie vir die antwoorde en jy sê die oplossings is daar. Ons moet dit net toepas. Dankie dat jy hier was vandag. Baie dankie, is lekker om hier te wees. Dis dan Leon Smalberger, hy is van die Academic Institute of Excellence, om 'n bietjie te praat oor die matrikulante wat twyfel en wonder of hulle 'n plek gaan kry in opleiding op 'n ander vlak later na skool. Daar is antwoorde, dis nie altyd die voorhand liggende antwoorde nie. As ons terugkom na die advertensiebreek, dan gesels ons met twee snaakse kalante van 'n kyk net program.